Geliefdes, die van julle wat julle Bybels hier het, kan so lank oopmaak by Johannes hoofstuk 3. Johannes hoofstuk 3, ons is in ons reeks van liefde in wording. Dit is ons tweede aflewering vandag, en ek het vandag die voorreg om met julle te kan praat oor die liefde van die Vader. Die liefde van die Vader. Nou ek moet sê, ek dink as daar nou een onderwerp is, wat in die tye ook waarin ons vandag lewe totaal en al verkeerd oorgebring word en verstaan word, is dit die liefde van die Vader. Ons leef in 'n tyd waarin dit wat reg is as verkeerd beskou word, en dit wat verkeerd is as reg beskou word. Ons lewe in 'n tyd sonder 'n morele kompas, en ongelukkig is een van die dinge wat ook gehijack is deur die duiwel, is die hele konsep van die liefde van God. Aan die een kant is dit eintlik 'n tiranniese liefde, en dan aan die ander kant is dit hierdie liefde van everything goes, alles is fine. En dit is ongelukkig 'n onderwerp wat deur baie predikers aangebied word, eerder vanuit 'n persoonlike oortuiging as van wat die woord van God regtig sê. Die woord verklaar dat God is liefde. Amen. En ons glo dit. Maar vir ons om die korrekte Bybelse begrip van God se liefde te verstaan, het ons nodig om te begin by 'n alles oortreffende karaktereienskap van God, wat hy van homself bekend gemaak het, lank voordat hy bekend gemaak het dat hy 'n God van liefde is. En ons het nodig om daar te begin, en as ons daar begin, dan kan ons werklik verstaan wat God se liefde is. Jy sien, God het homself aan die begin bekend gemaak as die heilige een van Israel. Amen. Dit is wat hy homself bekend gemaak, hy homself bekend gestel het. Hy is die heilige een van Israel, wat vir ons sê, hy is een God, en hy is 'n heilige God. En daardie heiligheid van God word dwars deur die Bybel sterk beklemtoon. Een van die dinge wat die Hebreëse skrywers gebruik het om 'n ding te beklemtoon, is om dit te herhaal. En as hulle dit 3 keer herhaal, dan is dit die sterkste beklemtoning van 'n onderwerp. En hulle het 'n paar keer benadruk, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Ons lees dit ook in die Openbaring, nê, waar die engele voor die troon van die Here is, en hulle roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Die God wat ek en jy dien is heel eerste 'n heilige God. Amen. 'n God wat heilig is, wat moreel suiwer is, wat staan en gefestig is op reg en geregtigheid. Ons dien 'n God wat sonde haat. Ons moet dit vir mekaar sê, die tyd waarin ons leef vandag wil nie oor hierdie goed praat nie. Jy is uit die verkeerde bedeling as jy die woord sonde in 'n kerk noem. God haat sonde. Hy haat dit. En ons moet dit vir mekaar sê, en ons moet dit vir onsself sê, God haat sonde, omdat hy 'n heilige God is. Hy is die Vader van lig, sê Jakobus. In hom is geen duisternis nie. God kan nie homself vereenselwig met duisternis nie, hy kan nie homself vereenselwig met onheiligheid of met sonde nie. Hy is 'n regverdige God, wat beteken, hy sal ook straf bring. Hy sal ook wraak bring. Prys die Here, ons leef in die dispensasie van genade. Ons leef in 'n tyd van genade. Ons beleef God se genade, maar ons moet onthou dat die dag van God nog gaan aanbreek, waarop hy die goddelose
die bose Satan, waar hulle loon gaan kry. Daardie dag gaan nog kom. Ons weet hy kom terug en daar word 'n oorlog gevoer. Dit is dinge wat gaan gebeur omdat daar afgereken moet word met dit wat boos is in God se oë. Die Here is 'n regverdige God. En dit is vanuit daardie konteks of teen daardie agtergrond wat ons ook God se liefde moet verstaan. Want die liefde van God is heel eerste en bo alles 'n reddende liefde. Dis 'n reddende liefde. Ja, dis agape, wat beteken selfopofferend, maar dit is 'n selfopofferende liefde wat lei na redding. En as jy 'n simbool daarvan soek, is dit die kruis. Dit is die kruis. Dit is die simbool van God se liefde. Maar ons moet vir mekaar ook sê, Jesus het nie verniet aan die kruis gesterf nie. As ons vir mekaar moet sê, dat mense nie inherent sondig is nie. Met ander woorde, as ons vir mekaar sê, mense is eintlik alright, hulle sondig nie eintlik nie, en hulle is eintlik okay en almal gaan hemel toe, dan moet ons vir mekaar ook sê, ons het nie die kruis nodig nie. Want as almal gered word, sonder Jesus, dan het Jesus verniet gesterf, nê? Maar die ding is, Jesus het nie verniet gesterf nie. Jesus het gesterf aan die kruis, in ons plek en vir ons sonde, sodat ek en jy gered kan word. Gered kan word waarvan? Gered kan word van die dood. Hoekom die dood? Want die dood is die loon van sonde en ons almal sondig. En ons almal het gesondig. OK. So, God se liefde is nie 'n liefde wat sê, dit wat jy doen is okay, volhard daarin nie. God se liefde is nie God wat sê, ek aanvaar jou sonde nie. God se liefde is 'n liefde wat sê, ek betaal die prys vir jou sonde, wat jy eintlik moes betaal. Sien julle die verskil? Die alfabet brigade, die LGBTQI plus, minus, divide and multiply, wat ook al nou daar is. Hulle groot ding is, God is liefde. En omdat God liefde is, kan ek leef soos wat ek leef, want God is liefde. Dis liefde, dit maak nie seer nie. Is fyn. Dis fyn vir my om te volhard in hierdie leefstyl, want God is liefde en hy aanvaar almal en hy aanvaar alles en vanuit sy liefde gaan hy ook vir my die ewige lewe gee. Dit is 'n regverdiging van sonde en die ding wat jy gebruik om jou sonde te regverdig is God se liefde. Dis nie reg nie. Ek en jy kan nie God se liefde of God se genade gebruik as iets om ons sondige lewe of ons verkeerde dade of gesindheid te regverdig nie. Want dit is nie die doel van God se liefde nie. Die liefde van die Vader is 'n selfopofferende liefde wat lei tot my en jou redding. Dit is wat ons moet verstaan. Ons moet verstaan dat as daar nie vir my en jou 'n redder was nie, sou ons nie die ewige lewe gehad het nie. As daar nie vir ons 'n redder was nie, sou ons nie genade beleef het nie. Onthou hoe die Jode gelewe, oog vir 'n oog, tand vir 'n tand, klaar. As jy iets verkeerd doen, dan gaan jy dit hoor en jy gaan dit voel.
Die graad gaan bepaal wat gaan gebeur. Gaan jy betaal of gaan jy met klippe doodgegooi word? Dit was 'n ander tyd waarin die mense geleef het. En hulle moes betaal met die bloed van bokke en van lamme en van beeste en duwe en hulle moes al hierdie offers bring. Elke keer wat hy iets verkeerd gedoen het, moes bloed gevloei het sodat hy vergifnis kan ontvang. Want hoekom? Die loon van die sonde is die dood. Maar toe kom God en hy bewys sy liefde aan 'n verlore wêreld deur iets te doen. En ek dink ons moet net gou vir 'n oomblik daar vashaak ook. God se liefde is nie net 'n teorie nie. God se liefde is nie net iets, 'n konsep waaraan ons dink nie. Die liefde van die Vader is ook prakties en dit word uitgevoer. God het iets gedoen om sy liefde aan ons te wys. En dit is deur Jesus te stuur. Ek lees vir ons vanaf vers 16 in Johannes hoofstuk 3. Ons ken hierdie gedeelte so goed. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daai vers alleen sê klaar vir jou, dat jy gaan verlore sonder Jesus. Want as ons nie verlore gegaan het nie, as die mens om nie verlore gegaan het nie, was dit nie nodig om Jesus te stuur nie. Maar God het die wêreld so lief gehad, hy het gesien hoe die wêreld verlore gaan, en toe stuur hy sy seun. Vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Ek weet dat onderwerpe soos hierdie kan klink soos veroordeling. Ek is besig om geen veroordeling te praat vanoggend nie. Ek praat redding. Want ons almal het redding nodig. Want ons almal het die Here nodig. En die prentjie wat ek vir jou wil skets vandag is dat God jou so lief het, dat hy sien jou raak, hy sien jou verlorenheid, of hy sien jou sonde, hy sien waarmee jy sukkel, hy sien jou foute, hy kyk nie verby dit en keer dit goed nie, hy sê, ek het vir jou 'n plan, ek gee vir jou my seun, ek gee vir jou 'n uitweg, ek is lief vir jou, ja, vanuit my geregtigheid moet ek jou straf, maar ek bedek dit deur my seun en ek gee vir jou redding. Dit is juis God se liefde, om nie met ons te doen wat hy eintlik met ons moet doen wanneer ons sondig nie. Want wie is die hoë regter? Wie is die regter van die heelal? Van wie af kom geregtigheid? En wie is die een wat finaal kan oordeel? Is God. Want hy ken ons almal, hy ken ons harte, hy ken ons motiewe, hy ken die vrug van ons arbeid, hy ken alles. So hy alleen is die een wat mag oordeel. Amen. En as hy moes oordeel, die oomblik toe ons gesondig het, wat sou gebeur het? Ons sou moes sterf. Want hy is 'n heilige, regverdige God. Maar omdat hy ook 'n God van liefde is, sê hy, okay, julle moes die prys betaal, maar julle gaan dit nie betaal nie, ek gaan dit betaal deur my seun. Dis liefde. Dis God se liefde in aksie vir my en jou. Dis om nie die oordeel op ons te laat kom, wat hy geregtiglik kan gee nie, maar om eerder te sê, ek sal dit op iemand anders sit, my seun, en as julle in hom glo, gaan my oordeel ook nie oor julle kom nie. Nou sê mense, ja, maar as jy so praat en sê God oordeel, dan maak jy hom wreed. Nee, hy is nie wreed nie, hy is regverdig, want hy is heilig. Hy alleen mag oordeel, prys hom, hy oordeel nie onmiddellik nie. Maar hy gee vir ons sy genade, en hy gee vir ons sy liefde. Vers 18.
hy of die mens wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Ons moet versigtig wees hoe ons die liefde van God aanbied. Want die liefde van God is nie die aanvaarding van sonde nie. En die aanvaarding van 'n verkeerde leefstyl nie. Ons leef in 'n tyd waar mense net so offended word. Die geringste ding offend hulle. Onthou, offense word nie gegee nie, dit word geneem. As ons sê wat reg is, en iemand vat offense van dit, is dit nie op ons nie, dis op hulle. Ons moet die waarheid praat, en ons moet die waarheid in liefde praat. Soos ons die evangelie aanbied vir mense. Wat is die evangelie? Is eintlik heel eenvoudig. Die evangelie is eenvoudig dit. Die loon van die sonde is die dood. Ons almal het gesondig en verdien die dood, maar iemand anders het in ons plek gesterf, deur God gestuur, wat nie skuldig was nie, en as ons in hom glo, word ons gered. Maar weet julle wat wil die mense nie hoor nie? Hulle wil nie hoor dat hulle gesondig het nie. Want in plaas daarvan om iets te doen met die verkeerde leefstyl, wil hulle eerder die boodskapper stil maak. Dis 'n strategie van die vyand. En nou doen hy dit op 'n baie slinkse manier, en hy doen dit onder die vaandel van God se liefde, wat verkeerd geïnterpreteer word as, God sê, dis okay, doen wat jy wil. Want hy's liefde. So hy gaan nie iets aan jou doen nie. Hy gaan dalk nie nou iets aan jou doen nie, want jy leef in die dispensasie van genade. Hy gaan eendag iets aan jou doen. Want daar gaan 'n dag kom, waar die groot oordeel gaan plaasvind. En mense hou nie daarvan ons oor hierdie goed praat nie, maar dit is die realiteit. En weet julle wat, dis eintlik liefdeloos, om vir iemand wat besig is om te volhard in sy sonde, te sê, jy's okay. Dis liefdeloos. As ek en jy glo dat Jesus is die redder van die mensdom, en ons sien hoe iemand verlore gaan, en ons het die antwoord, en ons bied dit nie vir hom aan nie, dit is liefdeloos. Dis nie liefde om die sonde te aanvaar nie. Dit is nie liefde om te sê, dit is okay, en Jesus terug te hou, en nie Jesus met hulle te deel nie. Dit is liefdeloos. Ek sê nie ons moet hierdie skeidsregters en hierdie polisies wees, wat almal se sonde uitroep en sê, jy doen dit verkeerd, jy doen dit verkeerd, jy doen dit verkeerd nie. Nee, dis nie wat ek sê nie. Ek sê, staan iemand by, en bring vir hom redding, deur Jesus. Liefde in wording. Hoe is ons God se liefde vir mense? Wel natuurlik deur, nommer 1, mense net ordentlik te hanteer. Maar ek en jy is nie die redder van die wêreld nie. Amen. Jesus is. So ons het dan nodig om met mense wat verlore gaan, juist daardie gesprek oor Jesus te hê. Ken jy Jesus? Kom ek vertel jou van die liefde van die Vader. Die beste ding is, die meerderheid mense wat ongered is deeglik bewus van hulle sonde. Hulle wil net nie hoor hoe jy hulle oordeel nie. Hulle het 'n boodskap van hoop nodig. En die boodskap van hoop is,
Jy het jou foute. God sien dit raak. Hy moet jou eintlik daarvoor straf, maar hy het klaar iemand anders gestraf. Jesus, wat sonder sonde was, wat in jou plek gesterf het, want jy beteken iets. Wil jy hom aanneem as jou verlosser en zaligmaker? Ons wil altyd so wegskram van die sonde en die heiligheid van God en die regverdigheid van God. Ons moet daaroor praat ook. Ons moet daai fondasie lê voordat ons kan praat oor die liefde van God. Want God se liefde, die liefde van die Vader, is 'n reddende liefde. Is 'n liefde wat red. Ons sing nou, hy haal my uit die dode en hy sit my in die lewe. Het hy nodig gehad om dit te doen? Nee. Maar hy wou. Hoekom? Want hy het ons lief. Want hy is 'n God van liefde. Geen mens hou eintlik daarvan om met hulle sonde gekonfronteer te word nie. Is nie lekker nie. Maar ons gaan nooit by redding uitkom as ons nie met ons sonde gekonfronteer word nie. Ons gaan nooit by heelheid uitkom as ons nie by gebrokenheid begin nie. As God se liefde die antwoord is vir 'n gebroke siel, dan help dit nie jy sê vir 'n gebroke siel jy is nie gebroken nie. Maar dan gaan hy nooit die liefde vat nie. Want hy gaan dink hy's okay, maar hy is nie. Verstaan julle wat ek sê? God se liefde, die liefde van die Vader, is die medisyne vir 'n gebroke siel. Jesus se kruisdood is die medisyne vir 'n verlore, siek siel. En ek en jy moet dit vir mense aanbied. Ons moet bereid wees om die moeilike gesprek te hê. Ek dink baie maal is ons onvrymoedig om so te praat, want ons besef die vinger wys ook maar terug na ons toe, né? Ons het ook maar ons foute. Maar ek meen, as jy die goeie nuus vir mense kan gee, moet jy seker die goeie nuus vir jouself ook kan gee. As jy wil hê, ander mense moet die goeie nuus aanvaar, moet jy dit ook aanvaar vir jou. Want God het jou ook lief, hy sien jou foute ook raak, en hy sê, ek het daarvoor betaal. Wat het Jesus gedoen elke keer as hy mense genees het? Nou, nie elke keer, maar meeste van die keer. Hy het vir hulle gesê, gaan en sondig nie meer nie. Gaan en sondig nie meer nie. Of hy hulle nou gered het, en of hy nou vir hulle iets gesê het, of genees het, die koninkryk van God het na by jou gekom, gaan en sondig nie meer nie. Dat 'n transformasie plaasvind, daar moet 'n transformasie plaasvind. Want omdat God se liefde reddend is God se liefde ook transformerend, wat beteken, as iemand in kontak gekom het met God se liefde, kan hulle nooit weer dieselfde wees nie. Amen. So as iemand wat 'n sondige leefstyl het, of dit nou dwelmverslawing is, en of dit nou, kom ons gaan maar weer terug na die reënboogvlaggie toe, as dit mense is wat 'n homoseksuele leefstyl het, dit is iemand wat 'n dubbelprobleem het, of wat steel, of wat ook al, as daai persoon sê, ek het die liefde van God uiteindelik ontvang en verstaan, dan moet hulle bekeer van daai leefstyl, né? Kan ons nie so bly leef nie? Wat het met Saggeus gebeur, toe die Here by hom besoek afgelê het? Hy het al die geld wat hy gesteel het, teruggegee. Daar het 'n verandering gekom. God se liefde verander 'n mens se lewe, en dit bring 'n heilige leefstyl saam met dit. Ons kan nie sê,
ons staan in God se liefde, maar dan staan ons ook nog in sonde nie. Want dit gaan nie saam nie. Dis 'n heilige, reddende, transformerende liefde. Maar waar begin dit? En dis waarmee ek afsluit, want ons onderwerp is liefde in wording. Waar begin dit en hoe kan ons dit prakties uitleef? Ek dink, ek wil net een woordjie gee, en ek dink dit is 'n goeie vertrekpunt, en dit is aanvaarding. Aanvaarding. Aanvaar dat God jou lief het. Kom ons begin by onsself. Aanvaar dat God jou lief het. Aanvaar dat jy foute gemaak het, dat jy gesondig het, en dat jy, as jy na die vlees gaan luister, gaan sondig. Aanvaar dit. En aanvaar dat God ten spyte van dit jou nog steeds raak sien, vir jou genade het en jou lief het, en met jou besig is met 'n proses van heiligmaking. Aanvaar dit en leef in dit. Dan die uitvloeisel. Aanvaar ander. Ek sê nie keer goed nie. Aanvaarding en goedkeuring is nie dieselfde ding nie. Maar aanvaar dat daai persoon is wie hy is, of hy nou in sy sonde leef of nie, en begin net om 'n verhouding te bou. En vanuit daardie verhouding kan 'n mens hierdie gesprekke hê oor God se liefde en redding en genade. Don't judge a book by its cover. En moenie vergeet dat God ook 'n plan met daai persoon het nie. En jy dalk net die instrument is wat hy wil gebruik in daai persoon se lewe nie. Begin by aanvaarding, moenie oordeel nie. Knoop 'n verhouding aan, en vanuit daardie verhouding deel God se transformerende, reddende liefde. Laaste dingetjie, dan se klaar. Almal het dit nodig. Almal het God se liefde nodig. Kom ons wees daardie mense wat dit deel aan ander. Ek en jy het dit in ons. Kom ons hou dit nie toe nie. Kom ons deel dit waar ons gaan. Amen.